Welkom by die Boekwurm. Hier lees ons vir julle Afrikaanse verhale en kortverhale voor om te geniet, terwyl jy 'n werkie doen of net wil ontspan. Ons vra dat u die hou van en subskripsieknoppie sal druk, sodat ons u op hoogte kan hou van nuwe verhale om na te luister. Laat weet ons wat u van die verhaal dink en gee gerus voorstelle by die kommentaar wat ons sal help om die kanaal te verbeter. Dit sal hoog op prys gestel word as u die kanaal deel indien u dit geniet het. Dit sal ons help om die kanaal te laat groei en ons motiveer om meer verhale te plaas. Baie dankie vir die ondersteuning. Kopiereg word deur die skrywers behou. Broederlike wetenskap deur Leah Kilian. Nee, kyk, grap is grap, maar vir oom Gys is dit nou lankal nie meer grap nie. Die kinders van Gawie is daarom iets uit die bose. My held is mos begrafnis, nie gejol nie. Oom Gys staan daar met sy kruisbande, wat weerskante van sy boepie oor sy skouers gaan. Sy ou hoed wat al gevlek is van die sweet, pas nou regtig nie by daai kerkklere van hom nie. Frans ontsier sy rooi gesig terwyl hy die kinders van Gawie aangluur. Waar in die wêreld het jy gesien jy gooi spitbraai vir begrafnis? Dan het die meisiekinders so ewe hul hoede en die seuns hul horlosies in die graf saam ou Gawie gaan staan en begrawe. Ou San kom staan langs Gys. Ondeende laggie op haar gesig. Vir wat grinnik jy so, ou San? Blaf hy na haar kant toe. Sy staan 2 koppe laer af as groot Gys. Sy kyk op na hom toe en dit voel of haar nek in spasma sal gaan as sy te lank so sal staan. Vir jou Gys. Hy gee snork. Vir wat nogal? San gee tienergiggel en met die wegstap knyp sy Gys se bout. Sien jy vroumens? Met die staan Johan, die oudste van oorlede Gawie, op en slaan met sy mes teen sy glas. So wragtig of hulle op troue is. Mense, familie en vriende. Sal ons asseblief vir oom Gys aan die woord laat staan, om huildronk op my pa te kom doen asseblief. Die mense staan almal nader met glasie. Sal die ondeend van kind nou wragtig dit aan my doen? Oom Gys vat die glas, wat ou San na hom toe uithou. Hy maak sy keel skoon, en die frons wil net nie wyk nie. Nou wat se verdomde padda sit nou in my keel? Ek gaan jou kry, ou Gawie, jy sal sien. Jy dink jy is veilig daar waar jy is, maar nee, wag, ek kom broer, ek kom. Soos julle almal weet, is ek heeltemal teen die gedoente, en dit steek my dwars in die krop. Maar Gawie se laaste wens is seker sy laaste wens. Ek en die res van die familie sê baie dankie aan ieder en elk wat vandag hier teenwoordig is. Ons sê ook dankie dat Gawie deel van ons lewe was. Gys bly stil en maak sy keel skoon. Wel vriende, daar kom tye wat mens moet groet, of jy nou wil of nie. Gawie sal gat in ons lewens los wat ons gaan sukkel om gevul te kry. Sy lag en sy vrolikheid sal ons mis, maar definitief nie sy verdomde getergery nie. Die groep mense lag. Hoor. Gys probeer traan ongemerk afvee. Bokjol vir sy begrafnis wou hy gehad het, en ek het mos geen sê gehad nie. Ongelukkig moet ek julle vandag vertel hoekom daar een is, en Gawie lekker vir my sit en lag. Almal word stil, maar hier en daar lag mense. Ja, van hulle weet, en ander wonder wat gaan aan. Gys maak sy keel weer skoon. Soos julle weet is ek getoe ou jong kerel. Gys vat sluk van sy drankie en verstik amper. Dit wil maar net nie verby die knop in sy keel nie. Julle het al gehoor van my en Gawie se wetenskap, en die wat nie weet daarvan nie verbaas my, want die blikskottel van Gawie het mos met elke byeenkoms daaroor gespog, en gesê hy gaan wen. Gys laat sak sy kop en vee traan nou sommer ooglopend af. Hy tel sy glas op en hou dit in die lug. Wel ou broer, vandag kry jy jou wens. Laat julle jol tot die hane kraai en vier sy lewe, want dis hoe hy dit wou gehad het. Hande geklap en gevleit begin onder die groep mense, wat daar is om totsiens te sê aan oom Gawie. Johan staan nader en vat Gys om die skouers. Nee my oom, so maklik gaan jy nie wegkom nie. My pa sou wou gehad het, jy moet die wetenskap nakom, en jy het verloor. Hy is dood voor jy getroud is, nou moet jy maar doen wat jy al 40 jaar uitstel. Gys lyk ongemaklik terwyl Johan hom nader aan San stuur. Die mense begin lag. Gys lyk soos ongemaklike skoolseun. Hy gaan staan voor San, wat hom aankyk met oop mond. Hy sak af op een knie. San, sal jy asseblief met my trou? Trane loop oor San se oë. Na 40 jaar, en ten koste van jou broer se dood, skrik jy wakker, Gys. Natuurlik sal ek. Gejuig kom op, en daar word verloofviering, saam met ou Gawie se begrafnis gevier.
geleentheid wat die klomp in Witfontein nooit sal vergeet nie. Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.